In die ou dae was egbreek gesien as een van die grootste sondes in die samelewing. Vandag is dit so alledaagse verskynsel, mense dink nie eers meer snaaks as so iets gebeur nie. Een van die lekkerste dinge vir baie mense om te doen is om in die winkel in te stap en een van daai glanstydskrifte te gaan koop wat praat oor al die Hollywoodsterre se lewens. En om dan te gaan lees en te gaan sien wie los vir wie. Wie het geskei van wie? Wie verneek vir wie? Die feit dat egbreek so alledaagse verskynsel in die breë samelewing geword het, so aanvaarbaar geraak het vir die breë samelewing, beteken nie dat kinders van die Here dieselfde daaroor moet voel nie. Inteendeel, ons is juist veronderstel om 'n ander beeld in ons verhoudings uit te straal. Of ons nou getroud is en of ons nog ongetroud is. Baie mense reken dat God se reël oor egbreek eers geld die dag as ek getroud is. Ons dink egbreek is net wanneer getroude mense nie getrou is binne hulle huwelike nie. Maar ongetroudes, vir ons geld hierdie reël nog nie. Want ons is nog op die eksperimenteringsfase. Ek weet selfs baie lande se regerings ondersteun hierdie standpunt met hulle wetgewing. Kyk hoe vrylik beskikbaar is voorbehoedmiddels, kondome, voorhuwelikse gemeenskap word goed gepraat in 'n sekere sin, solank jy net voorbehoeding gebruik. Die morning after pill word hier in Engeland uitgedeel aan dogtertjies so oud as 11 jaar. Kinders tussen 11 en 12 jaar kan, as hulle swanger geraak het, gaan vir aborsies, sonder dat hulle ouers hoef toestemming te gee. En dan vra mens jouself af, maar wat is die boodskap wat hierdeur uitgedra word? Om seksueel aktief te wees voordat jy getroud is nie verkeerd nie. Dis die boodskap. Jy moet net verantwoordelik wees. Maar is dit regtig verantwoordelik? Kan kinders van die Here deelneem aan hierdie dinge, of word ons gemotiveer deur 'n ander siening? In Matteus 5 vers 27 en 28 sê die Here Jesus: Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Die Here Jesus kom stel vir ons in hierdie gedeelte die maatstaf vir egbreek. Hierdie wêreld kan maar 'n sekere idee hê oor wat egbreek is. Jy kan dalk jou eie idee hê van wat egbreek in jou oë is. Maar ons as kinders van die Here moet staan en val by die woord van die Here, want dit staan vir ons tog bo alle dinge. Egbreek begin nie eers die dag as ek getroud is en ek dalk my man of my vrou verkil nie. Egbreek kan al lank voor die huwelik reeds plaasvind. En uit hierdie gedeelte kom my mens agter dat selfs ongetroude mense kan egbreek. Wie net na 'n man of 'n vrou kyk om hom of haar te begeer, sê die Here Jesus, pleeg reeds egbreek. Egbreek begin reeds in die gedagte. Begin by die verkeerde begeerte. Ek hoef nie getroud te wees om 'n verkeerde begeerte te hê. As ek iets begeer, of as ek iets doen wat God spesifiek bedoel het vir die huwelik, dan is ek reeds besig om God teleur te stel en egbreek te pleeg. Hoe maklik kyk ons nie maar na 'n ou of na 'n meisie met 'n stong wat op die grond sleep nie. Hoe maklik koop ons nie ook maar die Sun-koerant en blaai na bladsy 2 om die foto van die kaal meisie te bekyk nie. Die internet en pornografie is so vrylik beskikbaar dat dit net egbreek nog meer aanlokliker maak en makliker maak vir elkeen van ons. Dan praat mense nie eers van al die partytjies waarna toe ons gaan en die one-night stands waarvoor ons toch so lief kan wees en jong mense wat so maklik spog daarmee met wie hulle al almal saamgeslaap het in hulle lewens nie. Kinders van die Here moet anders dink oor hierdie saak. Die Here Jesus het vir ons kom wys hoe belangrik getrouheid binne 'n verhouding is. Die Here Jesus
is die groot bruidegom wat na die aarde gekom het om sy bruid, sy kinders, die gelowiges te kom loskoop van die sonde, sodat ons aan hom kan behoort. Hy was getrou gewees. Hy was nog nooit ontrou nie. Hy was so getrou dat hy tot in die dood getrou gebly het aan sy opdrag. Hy die hoogste prys kon betaal om sy bruid in sy mag en in sy besit te kan kry. En daarom wil hy hê dat ons verhoudings hier op aarde, of ons getroud is en of ons ongetroud is, dat dit iets moet uitbeeld van die verhouding tussen Christus en sy gemeente. As mense na ons optrede binne of buite die huwelik kyk, dan moet hulle iets sien van Christus se verhouding met sy kerk. En daarom kan 'n mens verstaan hoekom egbreek vir die Here Jesus so 'n belangrike saak is. Hoekom dit vir hom so erg is, want dit straal die verkeerde beeld uit oor die verhouding tussen Christus en sy kerk. As Christene egbreek pleeg, dan lyk dit asof die bruid van Christus, asof die gelowiges ook maar so af en toe egbreek kan pleeg. Lyk dit asof dit vir gelowiges geregverdig is om maar so af en toe ongehoorsaam te wees aan die Here. Of nog erger, dit lyk dalk asof die bruidegom nie altyd so getrou is teenoor sy bruid nie. En dit weet ons, is nie waar nie. Gaan dink weer mooi na oor jou verhouding met jou ou of met jou meisie, met jou man of met jou vrou. Hoe lyk daardie verhouding? Watter beeld dra dit uit aan die wêreld oor Jesus Christus? Sê dit, ek is ontrou, want die koning van die kerk is baie keer ontrou? Of sê dit, ek is getrou, omdat Jesus Christus aan my getrou was? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die getroue God, wat deur die eeue heen getrou is, en tot in ewigheid getrou sal wees. In U getrouheid het U U Seun Jesus Christus gestuur, wat tot in die dood getrou was, aan sy opdrag om sy bruid te kom loskoop. Vader, en daarom vra U van ons om getrou te wees in ons verhoudings hier op aarde. Wil U asseblief deur die Heilige Gees vir ons die krag en die genade gee om dit elke dag te kan regkry. In Jesus Christus se naam. Amen.